Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by vanoggend se erediens. En mag dit vir elkeen van ons 'n goeie ervaring wees vanoggend om te hoor wat die Here ook vir ons wil sê, en mag ons dan ook wanneer ons hiervandaan verder gaan, ons lewens daarvolgens gaan inrig. Ons toetrede lied vanoggend is Psalm 42. Ons sing die eerste en die 5de vers van die Lina Spies beruiming, en dan bly ons staan vir die foto met die seën en ons lofsang daarna Psalm 48 verse 1 en 3. Die Here roep ons vanoggend byeen met die woorde: Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen.
Broers en susters, in Job 11 vers 11 lees ons, God ken skynheilige mense. Hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet, volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder is of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat by jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles wat daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag aangestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuies teen ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor die God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing Vonk 56 vers 1. Broers en susters, ons het pas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing Gesang 188 vers 1 tot 3. 188 1 tot 3.
Gemeente, ons skriflesing vanoggend is uit Eksodus hoofstuk 19. Ons gaan die eerste 12 verse van die hoofstuk lees. En dit gaan oor die Israeliete wat by Sinaï berg aankom. Presies 3 maande na hulle uittog uit Egipte, het die Israeliete in die Sinaï woestyn aangekom. Nadat hulle van Refidim vertrek het hulle kamp opgeslaan in die Sinaï woestyn reg oor die berg. Moses het teen die berg uitgeklim na God toe, en die Here het van die berg af na hom geroep. So moet jy vir die nageslag van Jakob sê, vir die Israeliete vertel, julle het gesien wat ek aan Egipte gedoen het, en hoe ek hulle soos op arendsvlerke veilig gedra het, en julle na my toe gebring het. As julle my gehoorsaam, en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien, en 'n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan my. Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel. Moses het toe afgeklim en die leiers van die volk bymekaar geroep en vir hulle alles vertel wat die Here hom beveel het. Daarna het die volk soos een man geantwoord: alles wat die Here gesê het, sal ons doen. Moses het vir die Here gaan sê wat die volk geantwoord het. Toe het die Here vir Moses gesê: ek kom na jou toe in 'n donderwolk. Die volk sal my kan hoor wanneer ek met jou praat, en dan sal hulle altyd vertroue in jou hê. Toe Moses alles wat die volk geantwoord het aan die Here gaan meedeel het die Here ook nog vir hom gesê: gaan terug na die volk toe. Laat hulle vandag en môre reinig, en laat hulle klere was. Hulle moet oormôre gereed wees, want dan sal ek, die Here, na Sinaï berg toe afkom, voor die oë van die hele volk. Jy moet rondom die berg vir die volk 'n grens vasstel en vir hulle sê: julle moet oppas om nie op die berg te klim of selfs aan sy helling te raak nie. Elkeen wat aan die berg raak, moet beslis doodgemaak word. Ons lees tot sover. 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons word stil voor U vanoggend met die wete en die sekerheid dat U self hier teenwoordig is in ons erediens. Here, ons is klein en nietig. Ons is vol sonde. Ons is ongehoorsaam aan U. Maar tog maak U met ons bemoeienis. Tog nooi U wat die almagtige en heilige God is, ons uit om hier by mekaar te kom, om te kom stil word in U teenwoordigheid, ons skuld voor U te bely, te hoor van U genade, Here, en ook om aan U die lof te bring. Maar ons het hierheen gekom, Here, almal met die behoefte om te hoor wat U vir ons wil sê, maar tog lê daar ook in elkeen van ons se harte iets wat eie is aan ons. Dalk dinge wat ons nie wil deel met mekaar nie, maar U, Here, weet wat dit is. U weet waar daar bekommernis is, en daarom pleit ons by U vanoggend, Here, dat U daardie harte sal aanraak, dat U rustigheid en kalmte sal gee,
Dat U daardie kinders van U sal help, Here, om te hoor hoe U hulle uitnooi en sê, kom na my toe, almal wat uitgeput is, en ek sal vir julle nuwe krag gee. U weet waar daar hartseer is, wil U troos daar, Here. U weet ook wat in ons hart aangaan, selfs al wil ons dit nie met U deel nie. En daarom vra ons, wil U ons almal styf vashou? Wil U ons almal, Here, styf teen U vasdruk, dat ons die hartklop van U liefde kan hoor? Maak ons harte ook nou ontvanklik vir U woord, en gee vir ons 'n oor, Here, om te hoor wat U vanoggend vir elkeen van ons wil sê. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, kom ons sing saam voor die prediking uit Gesang 518. Dit is 'n lied met die titel Voel jy soms of die Here te ver is? En dis dan ook die tema van vanoggend se prediking. Gesang 518 sing ons saam voor die prediking. Eksodus 19 vers 4. Julle het gesien wat ek aan Egipte gedoen het, en hoe ek julle soos op arensvlerke veilig gedra en na my toe gebring het. Broers en susters, 'n paar dae gelede het ons die hemelvaart van Jesus Christus herdenk. En ons het dit gedoen teen die agtergrond van die vraag: waar is Jesus na sy hemelvaart? Deur sy woord het die Here vir ons die troos gegee dat Jesus se hemelvaart nie beteken dat hy van die aarde af weggegaan het nie, maar dat dit eintlik vir ons beteken dat hy elke oomblik by ons teenwoordig is. En hierdie versekering kry ons self ook van Jesus af. Wanneer hy in Matteus 28 aan sy disippels die opdrag gee en hulle stuur na alle nasies toe
om sy woord te gaan verkondig, om van mense disippels te maak, om hulle te doop, dan gee Jesus vir hulle die troos en onthou, ek sal by julle wees, tot aan die volëinding van die wêreld. Daar is nog 'n troos, wat Jesus gegee het aan sy disippels, en dit spesifiek die dag van sy hemelvaart. Hy het na die hemel opgevaar en vir sy disippels gesê, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek stuur vir julle 'n trooster. En 'n paar dae later is die Heilige Gees uitgestort. Dis asof Jesus vir hulle wil sê, wag net. Oor 'n paar dae ontvang julle die Heilige Gees as bevestiging daarvan dat julle nooit alleen sal wees en nooit sonder God sal wees nie. Ons kan onsself indink hoe die disippels moes voel, nadat hulle Here, hulle leermeester, die een vir wie hulle lief geword het, en wat hulle nou al 'n paar jaar lank gevolg het dag en nag, skielik van hulle af weggaan. Te midde van die troos wat hy vir hulle gee, dat hy altyd by hulle sal wees en dat hy vir hulle die trooster, die Heilige Gees stuur, moes hulle tog maar ook verward gewees het. Hulle het dalk ook vrae gehad oor wat presies is dit wat Jesus bedoel wanneer hy hierdie belofte aan hulle maak. Hulle moes dalk gewonder het, hoe gaan dit werk as hy dan nou fisies nie meer hier by ons is nie, maar hy stuur vir ons 'n trooster. Die punt is, hulle moes vir 'n oomblik gewag het daarvoor. So bid ek en jy ook tot God. En ons vra ook vir hom, wat ook al ons nodig het. En dan moet ons wag. Want God staan nie altyd met dit in die hand, reg om vir my te gee, die oomblik wanneer ek klaar gebid het nie. Ons moet wag. En terwyl ons wag, ervaar ons hierdie wag nie as 'n gewone manier van wag nie. Ons weet, ons gaan nie wag net tot dan of net tot dan nie. Ons moet wag totdat God besluit, die tyd is reg. Om vir God te wag is anders. Daar is nie 'n tyd aangekoppel nie. Soms is hierdie wag 'n kort tydperk. En soms is dit 'n baie lang tydperk. En om lank vir God te wag, maak dat ek baie keer ook begin wonder oor God. Dit laat my anders oor God dink, as wat ek dalk tot op hierdie stadium van my lewe oor hom gedink het. Dit maak, broers en susters, dat ek begin vra vir hom, want hoe lank moet ek nog wag? Hoe lank nog, Here, voordat U vir ons uitkoms gaan gee? Hy luister na sy kinders. Hy sorg vir sy kinders. Hy gee die uitkoms. Die feit dat hy dit doen, en dat hy dit ook beloof, maak soms ons probleem nog groter. Ek vra dat God my moet help uit hierdie nood uit waarin ek my tans bevind. Ek vra dit met vrymoedigheid, want Jesus het my kom leer dat ek dit mag vra, dat ek dit moet vra. En dan is dit asof God stil is. Hy antwoord nie. Hy help nie. Ek loop met hierdie ding binne in my wat my pla, wat my opeet van binne af.
Ek kry nie rigting in my lewe nie. Dit voel die heeltyd of daar iets is wat my rem en wat my terughou. Waar is die Here wanneer ek bid en vra dat hy dit vir my moet beter maak? Waar is die Here wanneer ek hom nodig het? Wanneer hy my moet help? Ek erken en ek bely my afhanklikheid van hom deur te besef dat dit net hy is wat my kan help. Maar dit is stil. Dit voel of die Here baie ver is. Hy's buite hoorafstand. Hy hoor my nie. Dit voel soms of hy buite reikafstand is. Ek kan nie by hom uitkom nie. Ek of my geliefdes word nie gesond nie. God is mos die een wat kan gesond maak. Ek word te nagekom, ek word gespot oor my geloof, en dit elke keer wanneer ek opstaan, wanneer ek iemand sou aanvat waar hulle die naam van die Here misbruik. Maar al wat ek hoor, in plaas daarvan dat God iets daaraan doen, is hoe ek gespot word, en hoe daar vir my gelag word. Ek is alleen, eensaam. Ek verlang. En hoeveel jare dit nou al is, dit word nie beter nie. Hoor God wanneer ek vra dat hy moet help? Dit voel of hy net te ver is om my te hoor. Die siekte wil my nie los nie. Hoekom doen God nie iets daaraan nie? Hoor hy wanneer ek roep? Sien hy my nood raak? Of is hy dalk te ver om te sien of te hoor? In die gesprek wat ons vanoggend gelees het tussen God en Moses, lê daar iets wat vir ons 'n geweldige troos is. Elke keer wanneer dit vir ons voel of God te ver is van ons af, of hy ons nie hoor nie, wanneer dit voel of hy my nie raak sien nie, en of hy dalk van my vergeet het. Maar dit is meer, broers en susters, as net 'n gesprek tussen God en Moses. God sluit hier 'n verbond met sy volk. Met ander woorde, weer eens maak hy 'n belofte aan hulle. Die groot troos vir wanneer ek en jy soms voel of die Here ver is van ons af, lê in dit wat God oor homself sê vir sy volk, voordat hy die belofte aan hulle maak. Voordat God hierdie belofte maak, praat hy oor homself. Hy stel homself weer aan sy volk bekend. En dit is belangrik, sê hy, dat Moses dit vir die volk gaan vertel, sodat hulle presies kan weet wie dit is met wie hulle hier te make het. Wie is dit wat hierdie belofte aan hulle maak? En dit is asof God hulle wil gerusstel en hulle verseker dat hy nie enige iemand is met wie hulle nou te doen het nie. Is nie sommer enige iemand wat 'n belofte aan hulle gaan maak nie. Dis God wat hierdie belofte maak. Om iets te verduidelik van hoe God na sy volk omgesien het die afgelope paar maande terwyl hulle in die woestyn trek, herinner hy hulle aan dit wat hy in Egipte vir hulle gedoen het. Hy wil vir hulle sê, onthou, dis ek wat nou die belofte aan julle gaan maak, wat julle uit Egipte bevry het. Dit is ek wat die Egiptenaars en hulle strydwaans en alles in die Rooi See laat vergaan het, nadat julle veilig en met droë voete daardeur is. Onthou, dis ek wat bedags met 'n wolk vir julle die pad aanwys,
en snags met 'n vuur. En dan gebruik God 'n besondere beeld om weer eens te beklemtoon hoe hy na sy volk kyk en hoe hy vir hulle sorg. Hy het hulle op arendsvlerke veilig gedra en na hom toe gebring. 'n Arend het hoog teen die kraans sy nes gemaak. In bedags dan vlieg hy ver oor die woestyn uit om kos te gaan soek en dan vat hy dit terug na sy nes toe waar die kuikens is. En die arende wat kruis en dwars oor die woestyn vlieg, is dis iets wat hierdie klomp Israeliete wat deur die woestyn getrek het, elke dag gesien het. Hulle het dit erken en daarom het hulle presies verstaan wat God daarmee bedoel wanneer hy hierdie beeld gebruik. Hoe word hierdie beeld in Deuteronomium 32 gebruik? Soos 'n arend wat sy kleintjies uit sy nes uitskop, oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei, soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so het die Here, net hy alleen, sy volk gelei. Daar was geen ander volk of geen ander God by hom nie. Die eerste deel van die troos wat God gee, wanneer dit soms vir my en jou voel of hy ver van ons af is, of hy nie hoor wat ons sê of wanneer ons roep nie, is dat hy sê ons moet bietjie terugdink in ons eie verlede. Ons moet terugkyk op ons eie lewenspad. En dan sal ons sien hoe God ons nog altyd gedra het. Hoe hy elke oomblik by ons is. Ons almal ken die beeld van die persoon wat terugkyk en 2 rye spore in die sand sien en plek net 1 ry spore. Ek dink broers en susters, as ons terugkyk in ons lewens, dan sien ons al die pad net 1 ry spore. Want ons het nêrens self geloop nie. God dra ons nog ons hele lewe lank, elke oomblik. Wanneer ons terugkyk oor ons lewens, dan is dit duidelik, God vergeet nie van ons nie. Waarom sal hy nou skielik nie na ons luister nie? Hy het immers die duurste prys betaal denkbaar. Sy seun aan die kruis laat sterf, sodat ek en jy nie verlore gaan nie. Sodat daar niks kan wees, nie eers die dood, wat my en jou van hom af kan weghou nie. Maar daar is ook 'n tweede deel in hierdie troos wat God gee vanoggend vir ons. Julle het gesien wat ek aan Egipte gedoen het en hoe ek julle soos op arendsvlerke veilig gedra en na my toe gebring het. Hy het sy volk na hom toe gebring. Hy is nie net by hulle nie. Hulle is ook by hom. In Jesus Christus het God sondaar mense kom soek. Hy gaan na die tollenaar Levi toe. 'n sondaar, 'n verraaier volgens die Jode, want hy werk vir die Romeine om geld in te samel. Hulle wou niks met hom te doen hê, die Jode, nie, hulle het hom uitgeskuif. Vir hom gaan sê Jesus, volg my. Hy bemoei hom met siek en krepeel mense. Hy kom wys vir hulle iets van God se liefde. Hy meng hom met uitgeworpenes uit die samelewing uit, en hy gaan sê vir hulle, God het jou ook lief. Vir God is jy ook belangrik. Hy kom soek sondaar mense, en verseker hulle, dat daar vir hulle 'n plek is by God. Dat vir hulle wat niks besit nie, hulle wat in die oë van die samelewing niks beteken nie en niks is nie, vir hulle is God lief. En vir hulle, sê Jesus in Johannes 14,
gaan hy plek gereed maak by sy Vader, want daar is plek vir baie. Ons kry uit die belofte wat God in Genesis 19 gee aan sy volk, 2 keer 'n troos. Die een is, dat ons kan terugkyk oor ons lewens, en ons kan sien, hoe God ons nog elke oomblik gedra het. En die tweede is, dat hy vir sy volk sê, dat hy hulle na hom toe gebring het. Hulle het na hom toe gekom. Op arensvlerke het hy hulle na hom toe gebring. En dalk, broers en susters, moet ons hierdie vraag wat ons dalk dikwels vra, eerder op 'n ander manier vra. Waar is God wanneer ons hom nodig het? Waar is God wanneer dit voel of hy ver van ons af is? Kom ons vra die vraag anders. Waar is ons wanneer dit voel of God ver van ons af is? Waar is ons wanneer ons bid en God nie antwoord nie? Die antwoord op hierdie vraag is baie duidelik uit hierdie vers wat ons vanoggend gelees het as ons teksvers. Ons is by hom. Hy het ons na hom toe gebring. En dit sê hy vir ons, wanneer hy in Eksodus 19 met sy volk praat, en hy sê dit ook vir ons, wanneer Jesus vir ons sê, dat hy vir ons die pad na God toe oopgemaak het. Al sorg ek, dat ek elke dag erns maak daarmee, om my Bybel te lees, en om met God te praat, al sorg ek, dat ek elke Sondag in die kerk is, dat ek betrokke is by die gemeente, al sorg ek, dat ek lewe soos wat God van my vra om te lewe, en sy liefde in die wêreld gaan wys daar buite, gebeur dit tog soms met ons, dat dit voel of die Here ver is. Daar kom tog tye in ons lewens, dat dit vir ons voel, hy hoor nie. Hy is buite ryk afstand. Die troos in sulke tye, is dat God nie net na ons toe gekom het nie, maar hy het ons ook na hom toe gevat. Hy het ons hulpeloosheid raak gesien. Hy het gesien hoe ons voortspartel in ons sonde, in ons nood, in ons kommer, en hy het ons na hom toe gevat. Op arensvlerke doen hy dit. En die ironie is, dat ons so dikwels, wanneer ons vir God soek, om daar ver op die horison soek. En selfs daar sien ons hom nie raak nie, want ons kyk by hom verby. Hy staan reg langs ons, want hy het ons ook na hom toe gebring. Is 'n troos om te weet, maar wat moet ek doen, wanneer hierdie gevoel oor my spoel, dat God ver van my af is, dat hy my nie hoor nie, dat hy dalk van my vergeet het? Gaan raak vir 'n oomblik stil, en weet dat hy, die almagtige en die alomteenwoordige God, by jou is, en dat selfs die wind en die see, selfs die storms in jou lewe, hom gehoorsaam, wanneer hy dit aanspreek. Raak stil, en hoor hoe Christus aan die kruis uitgeroep het, ek is dors, en daarmee vir my en jou gesê het, dat God weet hoe ons soms voel, dat hy weet, ons ervaar soms moeilike tye. Raak stil en hoor
hoe Jesus aan die kruis uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? En daarmee vir ons gesê het, dat dit vir 'n mens soms voel, of God van jou vergeet het. Maar die rede daarvoor, is omdat hy weet, wat die beste is vir sy kinders. En ons plan, en God se plan, is nie altyd dieselfde nie. Gaan raak stil en weet, dat jy enige tyd, by hom welkom is. Dat jy met enige iets, wat jou pla, wat jou seermaak, na hom toe kan gaan en weet, dat hy tog, jou gebed sal verhoor, en dat hy vir jou sal gee, wat hy beloof het. Ons het vroeër uit Psalm 42 gesing, en het word so mooi gesê daar, uit die nag, kom die dag. Die lig is op pad, maar dit kom uit die donker uit. En die psalmdigter sê ook, daar sal weer 'n dag kom, wat hy kan jubel en juig, in die huis van die Here. Dit voel soms so, broers en susters, of die Here ver is. Dit voel soms, of hy ons nie hoor nie, of hy dalk van ons vergeet het, maar weet net, hy's by ons, soos wat hy beloof het, en ons is by hom, soos wat hy ons op arensvlerke na hom toe gebring het. Mag dit vir ons 'n troos wees, wanneer hierdie magtelose gevoel op ons toesak, en ons soms voel, of die Here te ver is. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U by ons is. Dankie Here dat U ons ook na U toe gebring het, net soos wat U vanoggend gemaak het. U het ons na U toe gebring hier in 'n erediens. Here, daar buite voel dit vir ons soms of U baie ver is. Dit voel soms vir ons of ons bid en bid, of ons vra en ons vra, maar ons hoor niks nie. U is stil. Help ons Here om te glo, dat selfs wanneer dit vir ons voel of U baie ver van ons af is, ons sal weet U is steeds met ons besig. U is steeds die God wat werk in ons lewens, want U is 'n God wat lewe en liefde is. Wees by ons, Here. Seën ons met U teenwoordigheid. Wanneer die lewenspad styl word, wanneer die draaie skerp word, wanneer daar losklippe op ons pad is, verseker ons elke oomblik van U teenwoordigheid, en dat ons nie alleen daar is nie. Ons vra dit vir U, Heer, want U is die enigste een wat hoor, en U is die enigste een wat kan help. Ons is totaal en al van U afhanklik. Vergewe ons vir die kere wat ons ongehoorsaam is, en wanneer ons nie doen en leef, soos wat U van ons vra nie. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Gemeente, ons sing ten slotte uit Gesang 519, daarvan al 4 die verse, en dan bly ons staan vir die seëngroet, en ons wegsendingsled dan vonk 484, al 3 die verse daarvan.
Gaan nou in vrede en ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.